hoofstuk 11. En die tema van vanoggend se boodskap is Paulus se liefde vir die gemeente in Korinthe. Een keer dink 'n mens, Paulus het baie lang tyd daar spandeer en hy was baie keer daar. Paulus was nie baie daar nie. Hy het tyd gespandeer met hulle, maar vanweë die briewe is dit dat hy nie daar kon gewees het nie, wat hy vir hulle geskryf het, vir hulle kon bemoedig het, wat hy hulle kon vermaan het en aangemoedig het om die pad van God te stap. Dan sien ons ook in hoofstuk 11 was daar 'n probleem gewees in die gemeentes. En as ek so na dit kyk, dan lyk dit so alof dit in die konteks van vandag besig is om af te speel. Die opskrif in jou vertaling oor hierdie gedeelte sê vals profete. Hy sê, ag, as julle my net 'n bietjie in my dwaasheid wil verdra my tog maar. Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloesheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie is wat julle aangeneem het, laat julle jou dit goed geval, want ek reken dat ek niks agter staan by die uitnemende apostels nie. En al is ek ook die onbedrewe in woord, dan tog nie in kennis nie. Maar ons het ten volle en in alle opsigte openbaar by julle geword by julle. En dan vanaf vers 13. Maar sulke mense, 'n valse apostel, bedrieglike arbeiders, wat het self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is niks besonder wanneer jy 'n dienaar, hulle ook as 'n dienaar voordoen, as dienaars van die geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke, net tot so ver. Vader, dankie dat ons net voor U kan stil word. U kan aanbid. Here, ek bid vanmôre dat U vir ons die krag gee om nou gesê aan die evangelie van Jesus Christus, soos deur Paulus verkondig, te kom vashou. Pleit ons by volgende, en ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Hoe oortuig jy iemand dat jy vir hom lief is? Hoe oortuig jy 'n gemeente dat jy vir hulle lief is en vir hulle omgee? As ons so 'n bietjie daaroor nadink, dan kan ons sien, dit is Paulus se hart, oor die gemeente van Korintiërs gevoel het. Hoe oortuig hy hierdie gemeente, dat hy vir hulle omgee? Ek dink die eerste ding wat by my opkom is, hoe oortuig jy 'n mega gemeente, dat as jy as hart van hom, kom ons is sommer eerlik met mekaar vandag. As ons vanmôre hier sit, dan weet ek dat waar julle sit, kan ek met elkeen van julle
is daar iets wat ons met mekaar te maak het, iets wat ons al met mekaar gedeel het, die omgee vir mekaar, en dan kan ek jy verseker, ons ken mekaar se lief en leed. En dit is vir my die hart van 'n gemeente. Wat sou gebeur het as Paulus gespog het oor hoe goed hy was en hoe goed hy die evangelie oorgedra het? Wat sou hulle van Paulus gesê het? Hy is bietjie vol van homself, né? En as ons na die televisie gaan kyk, dan gaan ons 'n paar sulke predikers op die televisie sien. En omdat Paulus dit nie gedoen het nie, kom hierdie mense en hulle sê, eintlik het Paulus maar niks bereik nie. So hy matig hom nie self aan by die mense nie, en omdat hy dit nie doen nie, nou weet ons dat hier 'n komponent van Jode binne hierdie gemeente, wat hulle harte was daar om onmin te saai en verdeeldheid te saai binne hierdie gemeente, en hulle het dit goed reg gekry ook. En dan kom hulle en sê, eintlik het Paulus nie veel reg gekry nie. Nou as jy met hierdie twee scenario's sit, dan is die vraag, hoe draai jy dit oor vir hierdie gemeente, dat jy vir hulle omgee? Wat het Paulus te doen gestaan? Al wat Paulus kon doen, hy kon hierdie gemeente, deur die leiding van die Heilige Gees, die woord van God verkondig. Paulus se afhanklikheid van God. Dit is die een ding van Paulus wat kom uitstaan het. Wat is op welke wyse het Paulus hierdie gemeente kom bereik? En ek sien iets van Paulus wat hy by Jesus geleer het. Wat het Jesus, hoe het Jesus geestelike waarhede oorgedra? Het gelykenisse vertel. En 'n gelykenis is iets van die koninkryk van God, wat hy aan mense oorgedra het, maar hy dit gebruik wat aan die mens bekend was, om 'n geestelike, hemelse waarheid oor te dra. En Paulus kom, en hy doen iets soortgelyk. Paulus praat met hierdie gemeente, met voorbeelde. Ek kan nie sê gelykenis nie. Hy gebruik voorbeelde, om met hierdie mense op pad te stap. En die grootste voorbeeld wat Paulus gebruik, is dat, sê ek is vir julle geestelike vader. En omdat hy vir hulle geestelike vader is daar 'n sekere komponent wat daaraan toegedig word. Want die vader het tog sy kinders lief, is ek reg? Die uitsondering het ons gister gesien, dit is nie die reël nie. Ons sit hier en ons kinders is vir ons spesiaal. Is vir ons kosbaar. En ek wil vir u sê, 'n ouer doen alles in sy vermoë om te gee wat sy kind nie het nie. Maar om 'n vader te wees, is nie net om te gee nie. Dit is ook om te dissiplineer. Daar's ook 'n tyd om te vermaan. Daar's ook 'n tyd om te sê, jy doen verkeerd. Dis deel van 'n vader se vader wees. Kom ek sê vir julle, weet julle wat was gister vir my lekker gewees? Toe Gawie met daai groep seuns praat, hy sê, weet julle wat? Hy sê, ek ken vir oom Sakkie. Langer as wat ek vir Tannie Paulette ken, sy vir. En die feit dat hy sê, oom Sakkie maak die Gaupong net so klein, want skielik weet hierdie kinders presies waarvan oom Gawie praat. Ek as 'n kind het gedog, 'n doop nie, is die allerheiligste. Jy praat nie sommer met hom nie.
is bietjie verhewe bo die mens. En ek het so na Gawie geluister en ek sê, Here, dankie. Dankie dat ek die voorreg het dat Gawie my oom kan. En dis wat 'n mens om net vir daai kinders ook wil wees. Jy wil nie vir hulle dominee wees nie. Jy wil vir hulle oom wees. Jy wil iemand wees wat vir hulle omgee. En dis iets van dit wat ek by Paulus hierso sien, beleef. Paulus het hierdie gemeente gesien as sy geestelike kinders. En ek wil vanmôre vir sê, hier's 'n klomp geestelike kinders wat in hierdie gemeente sit wat ek al 'n pad mee gestap het. En ek dank die Here vir dit. Paulus het omgegee vir hierdie gemeente. Hy het 'n vaderliefde wat hy aan hulle geestelike waarhede oorgedra het. Watter vader is nie so bietjie jaloers op sy kinders? Ek praat van vaders, ek kan van ouers praat, nee. Die begrip is ouers wat omgee vir kinders. Ouers gee om vir kinders. En in vandag se tyd, laat jy 'n kind nie sommer net uitslaap by 'n maatjie as jy nie doodseker is wat sy omstandighede nie. Daar's 'n verantwoordelikheid gekoppel aan dit. En ons kan dit terugtrek en ons kan sê, daar's so 'n bietjie jaloesheid, want ek wil my kind bewaar, ek wil my kind beskerm. En dit is waaroor dit gaan. En dit is dit wat Paulus hierso het, want dis hoe hy voel oor hierdie gemeente. En ek dink as ons vanoggend uit hierdie beeld uit kan identifiseer met Paulus hoe ons oor ons kinders voel, dan verstaan ons miskien so 'n bietjie beter hoe voel 'n leraar oor 'n gemeente. En ek sê dit vanmôre uit my hart uit. Vergeet die leraar, hoe voel Jesus Christus oor sy gemeente? Dis kosbaar. Ware liefde het so 'n komponent van jaloesie in dit. Jy wil beskerm dit wat vir jou kosbaar is. Die eerste prentjie, en hy kom skilder prentjies vir ons hier in hierdie gedeelte. 'n Vader en 'n dogter. Hoe voel 'n pa oor sy dogter? Ons leef in 'n siek wêreld. Maar 'n pa wat omgee vir sy dogter, beskerm vir haar. En dit kan 'n mens nie verander nie. In hierdie gedeelte sê Paulus, 'n vader voel, hy gee so om, as jaloers op sy dogter, en dit is sy doel daarna, om die dogter rein te hou, tot en met dat die huwelik plaasvind. Mense, hier is morele waardes wat ons van praat vandag. Hier is goed wat ons kan sê, Here, help vir ons. Hy is beskermend oor haar. Ek het dit al baie keer in die verlede gesê, die ding wat vir my die grootste uitdaging in my lewe was, is toe Teresa siek gewees het. 2006. Want 'n pa wil enigiets doen vir sy kind. En weet jy, ek kon vir haar niks gedoen het nie. Al wat ek kon doen is om te bid. En dan voel 'n mens baie keer, Here, ek weet ek moet dit doen, maar baie keer voel 'n mens net, maar dit is nie genoeg nie. Jy voel magteloos, jy voel hulpeloos. Jy wil jou kind beskerm.
Jy wil 'n verandering bring en al wat jy reg kry is niks. Mense, dit is hoe Paulus oor hierdie gemeente gevoel het. Hierdie was sy kinders gewees. Hierdie was sy geestelike kinders. Paulus het hom geroep gevoel om hierdie bruid rein te hou tot die dag van die wederkoms van Jesus, wanneer die bruiloft gaan plaasvind. En as ons vanmôre hierdie begrip verstaan, dan verstaan ons beter, wat is dit om kerk te wees? Wat is dit om gemeente te wees? Wat is dit om kind van God te wees? Is dat die Here vir ons die krag sal gee, dat ons God se pad sal stap, of totdat ons na hom toe gaan, of totdat hy ons kom haal. As ons net dit vanmôre verstaan, dan het ons iets uit hierdie boodskap uitgevat vanmôre wat kosbaar is. Hoekom moet ek die pad van God stap? Om my dominee gelukkig te hou? In hemelsnaam nie. Ons stap die pad van God omdat ons reg met Christus wil wees. Dis hoekom ek kerk toe kan. Dis hoekom ek sekere dinge nie meer doen nie. Is omdat ek in 'n verhouding met hom staan, en dan kom 'n dag wanneer hy sy bruid kom haal, en u en ek is deel van die bruid van Jesus Christus. Die tweede deel wat hy kom oordraai is, wat is die gevaar? Ons praat van die gevaar. Wat is die gevaar? Die eerste ding is dat die bruid ontrou sal wees aan haar verloofde. Mense, ons kan hierdie vanmôre as morele waardes vat, ons kan dit as sedelike waardes vat, ons kan dit as geestelike waarhede vat. Dat ek en jy in ons verhouding met God hom eerste sal stel. Hoor wat ek vanmôre vir u sê en van u vra, dat ons Christus eerste sal stel. Paulus wou nie hierdie gemeente met iemand anders te deel nie, want hierdie was Christus se bruid waarmee hy gewerk het. Wat is die effek van ontrouheid? Jy word vervreemd. Net so bietjie nou en nader dan bietjie meer dan as jy jou wees en stap jy nie meer die pad van Christus nie, of van God nie. Hy sê, dis die gevaar daaraan gekoppel. Ons kan maar sê die kerk is te eng, of dit is te dit of te dat. Julle is te hoogheilig, dit is al wat van die gemeente gesê is in hierdie dorp. Hierdie kerk dink hulle is hoogheilig. Nee, ek dink nie ons is hoogheilig nie. Maar ons streef daarna om so naby aan God te wees, soos wat ons kan. Wat steel jou vrede? Wat het julle vrede gesteel vanoggend? Nie gisteroggend, nie vanoggend. Julle is gelukkig, né? Kom aan, sê vir julle wat het my vrede gesteel. 'n Kar wat reg voor my inry. En jy sit hierdie man op sy selfoon en gesels. Wat is die effek van ontrouheid? Ontrouheid bring 'n verdeelde hart. En God is baie duidelik, hy sê, ek soek nie 'n verdeelde hart nie. Ek soek toewyding. Ek soek iemand wat getrou is aan my.
Want 'n verdeelde hart lei tot ontrouheid en dit eskaleer en word al groter. Ontrouheid met Christus. 'n Verdeelde hart is iets wat dwars deur die Bybel, 'n beeld wat in die Ou en Nuwe Testament gebruik word, waarteen daar gewaarsku word. Dis nie so erg. Mense, 'n verdeelde hart, wil ek vir julle sê, as ons nie waak nie, is die begin van die einde. As ek gaan kyk, en ek wil vanmôre vir julle 'n paar name noem, van predikante, wat die pad van God gestap het, en wat vanoggend nie meer die pad van God stap nie. Dis 'n kerk in die ooste van Pretoria, en ek wil name noem, maar ek sal my weerhou daarvan. Was aanvanklik by Safari kwekery gewees. Miskien sal dit vir die land lig opgaan. Waar is daar die mense vanoggend? Hulle is besig om te sit om na menslike teorieë te luister. Mense, ek en jy moet waaksaam wees. Ons by die goed gaan toets. Ons is besig aan Openbaringe. Ek het 'n merker daar gesit en ek het nie, maar dit is daarom nie te ver nie. Wat sê Openbaringe 2 vers 4? Wat sê dit vir die gemeente van Efese? Hy sê, ek ken dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ons voeg net so bietjie by. Ons verander net so bietjie. Dit is wat Paulus se bekommernis was. Wie is die persoon agter die gevaar? Is die derde beeld wat Paulus gebruik hierso. Is die duiwel. Ons weet die duiwel het gekom om te steel en te vernietig. Te verslind, tot nie te maak. En hierdie gedeelte word die duiwel ook met die slang vergelyk, so as ons teruggaan na Genesis 3 toe, dan sien ons daar. En die duiwel word op verskillende wyses gebruik. En die boodskap gaan vanoggend nie oor die duiwel nie, maar dit gaan oor om waaksaam te wees, om vas te staan in God se woord. Ek wil vanmôre vir sê, die eerste ding, as ons nie weet wat in God se woord staan nie, gaan ons luister na 'n halwe waarheid. En 'n halwe waarheid is 'n leuen. Wat kom doen die duiwel? Jy dink jy is heilig, né? Jy kan tog nie so heilig wees nie. Wat het hy vir Eva gesê? Glo jy dit werklik? Dat net op die boom van kennis van goed en kwaad eet, sal jou laat doodgaan. God is bang dat jy sal kennis kry, dat jy alles sal weet. Kan ons die modus operandi sien waarmee te werk gaan, kan ons weet waarmee ek en u te doen het. As ons nie weet wat die oorspronklike is, die gaan ons val vir die leuen. John MacArthur het gesê, in order to identify the counterfeit, you need to know the original. Ons mense probeer die counterfeits in ons lewe kry, en dan probeer ons sê, wat is die oorspronklike?
Jare terug, toe daar nog baie meer geld in omloop was as vandag, het hulle 'n teller opgelei om te leer hoe geld voel. En deur te weet hoe geld voel, gaan jy die namaaksel gaan jy kan voel as jy dan vat. Vandag nog so. Ek en jy het nodig om te weet, wat sê God se woord. Ons moet tyd aan God se woord spandeer. Anders dan gaan ons sukkel om God se pad te stap. En dit is waar Paulus dit mee doen. Ek het al baie keer gesê, hy wil kom nie na jou toe moet leer nie, want jy gaan dit weet. Maar hy kom na iets toe veel, wat vir jou lyk soos die waarheid, maar dit is nie die waarheid nie. Hoeveel in Galasiërs is net so 'n paar bladsye verder, te veel bladsye vat as jy sommer by Efesiërs. Galasiërs 1, vers 6 tot 12. Hy sê, ek verwonder my, dat julle so gou afvallig geword het, om van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring, en die evangelie wat Christus wil verdraai. Maar al sou ons, of 'n engel uit die hemel, julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig, laat dit 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskrag van Christus wees nie. Maar ek maak julle bekend, broers, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het ook dit nie van 'n mens ontvang en geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Daar's verskeie van die valse leringe wat in omgang is van mense wat sê dat ons het 'n openbaring van Christus gehad of van God gehad. Mohammed het 'n openbaring van, hy sê van God gehad. Ons kan maar net vra watter God, nee, want dit is nie die God van die skepper van hemel en aarde nie. Die Mormone het 'n openbaring gehad. En dit is die boek van die Mormone, radikaal verskil van die Bybel wat ek en jy het. As ek en jy nie waaksaam is nie. Ons leef in 'n tyd, er is mense wat uit hier, kosbare mense, wat gegaan het om te gaan werk om hulle saligheid te verdien, by Hebrew roots. Ek en jy kan nie werk vir ons verlossing nie. Gelukkig is dit nog 'n sakkie wat 'n groot deel van dit aanvoer. Ek kan nou nie op sy van onthou nie. Karakter die ou se van onthou. Is dit nie Gerry Coetzee gewees nie? Nee, dit is, hy is een van hulle. Okay. Die ander was sakkie, nie sakkie van seil nie. Ek was by 'n begrafnis gewees. By iemand wat ek na die Here toe gelei het. En wat hierdie evangelie kom aangryp het, dat ons moet teruggaan om die feeste in die Ou Testament te onderhou. Ons moet tosseltjies hier in ons klere vasmaak, sodat ons kan onthou. Mense, ek moet nie onthou om die pad van God te stap nie, ek moet dit uit my hart uit kom doen. Dis 'n lewenswyse. Nee, as ek so vat, onthou watter tosseltjies ek kan vat nie. En die man het die dag by die begraf gestaan, en die tosseltjies so op die kus gegooi.
Wees waaksaam. Paulus sê, as daar enige evangelie is, wat in stryd is met dit wat ek vir julle gebring het, laat hom 'n vervloeking wees. Hierdie evangelie sê, ek en jy is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. Hierdie evangelie sê, daar moet 'n verandering in 'n mens se lewe kom as jy die pad van God begin stap. Ek kan nie net Christus by my bestaande lewenswyse byvoeg nie. Daar moet 'n verandering kom. Daar moet 'n ommekeer kom. Ek verstaan hier is die ooste van Pretoria, kerk wat soos uit sy naad uitbars baie vinnig. The Stern 180, jong mense wat so toe gaan. En die evangelie word in die tradisionele kerke verdraai. Dis die hartseer daarvan. As dit nie 'n sakkie Fransyle is nie, is dit 'n sakkie Spanjaard, maar dan met een of ander sakkie betrokke wees by die goed wat verkeerd verkondig word. As vanoggend predikante wat op preekstoele staan, wat nie die waarheid verkondig nie. Paulus sê, en dit is die vierde beeld wat hy gebruik, predikers van die valse evangelie beweer dat dit die regte evangelie is. Kom ons maak dit maklik vir mense. Kom ons preek net oor die liefde van God. Die liefde van God is 'n halwe waarheid. Die volle waarheid is God se oordeel, God se geregtigheid. Ons kan nie die een sonder die ander verkondig nie. Ons het nodig om te weet waar kom ons vandaan. Ek het nodig om te weet dat God het my verlos van my sonde. Maar is baie keer die gevaar dat Here vergewe my sonde. Ek en jy het nodig om die sonde by die naam van God te noem. Dat God ons dit kan vergewe. Dat ons kan losmaak en vrymaak daarvan. En dan is daar van hierdie mense wat beweer dat dit God se gesag, en dan kyk ek op Facebook en dan sien ek 'n man met die naam van Rodney Howard Brown en hoe hy die mense so omstap in 'n Benny Hinn, en hoeveel van hulle is nie in die afgelope paar maande ontmasker op Facebook, op YouTube waar daar goed opgekom het nie. Dis 'n klug. Om mense so omgestamp word, of as jy so blaas, dan val die mense in skares om. Ek sien dit nie in die Bybel nie. Maar volgende week is daar mense terug om dieselfde ervaring te hê. Ons dien God nie op die ervaring wat ons het nie. Ons dien God in opregtheid. In afhanklikheid van hom. Maar die mense se autoriteit is vals. Dis 'n menslike namaaksel. En dan kom hierdie mense en hulle sê, maar julle weet wat, Paulus is nie 'n begaafde spreker nie. Dis nogal iets niets wat vir my uitgekom het, nee. Ek het hier in my binneste nogal ingedink dat Paulus moes redelik om goed van sy taak kon kwyt, maar Paulus was nie 'n begaafde spreker nie. Wees waaksaam. As ek na die Bybel kyk, wat het Moses gesê? Here, ek kan nie praat nie, stuur my broer Aaron. Wat het Jeremia gesê? Here, ek kan nie praat nie. Wat het God gedoen? Hy het gesê, ek sal my woorde in jou mond plaas. God kom gebruik mense soos hy wil. Die gevaar aan 'n mens wat weet dat hy 'n begaafde spreker is dat ek kan dit uit myself doen. Ek is in staat om dit uit myself te doen. Ek is nie afhanklik van God nie. Iemand het op 'n dag vir my en hulle gesê, ag man, ek stap net so oor die straat. Ek berei nie 'n preek voor, ek stap net so oor die straat op pad kerk toe, dan gee die Here vir my 'n woord.
nigtig. Dan moet ons ook die woord is in God se Bybel en nie, kom nie uit die huisgenoot uit. So dis die goed waarmee ons te maak het. Dis hoekom die kerk van die Here Jesus klein is. En dan sien ons, as ons na vers 13, 14 en 15 kyk, hy sê, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulself verander in apostels van Christus. 'n mensgedrewene. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die dag. En dan gaan hy sê, dit is niks besonders wanneer sy dienaar hom ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar julle einde sal wees volgens julle werke. Wat het met Benny gebeur? Wat het met Joyce Meyer gebeur? Dis ek goed wat 'n mens laat dink. As ons die eerste klein gemeente, maar ek bid dat elkeen van u die pad van God nou geset sal stap. Wat het met Joel Osteen gebeur? Aanhangers, mense met privaat vliegtuie. Benny het in Durban gepreek, maar hy het in die Kaap gebly. Hy vlieg met sy eie vliegtuig heen en weer. Hy het 'n spyskaart wat skrik vir niks. En die kos moet op 'n sekere manier voorberei word. Alles moet op 'n sekere manier gedoen word. Sit ek liewer hier en sê, Here, wees ons genade. Hou vir ons vas. Baie van hierdie mense verkondig 'n verandering buite, maar binne in die harte dan met 'n mens niks gebeur nie. Die evangelie wat Paulus gebring het, is 'n evangelie wat 'n lewenswyse verander. Dis die Here help vir ons. Afsluit, dan kan ons weer gaan kyk na Paulus se liefde. Paulus se ywer was om hierdie gemeente te beskerm teen valse leringe. Te midde van dit val die mense in Korinthe daarvoor. Mense het nie net van Paulus af weggedra nie, hulle het van Christus af weggedra. En dan weet ek nie wat is die uiteinde daarvan. Mag God vir ons die krag gee om die pad van God te stap. Ek bid dat God elkeen van julle so styf kom vashou. Ek bid dat die Here vir ons opnuut gevinde opregtheid kom gee. Om mekaar aan te moedig en indien nodig ook mekaar te vermaan. Vermaning is nie om te wys hoe sleg gesê nie. Vermaning is om te keer dat ons nie van die pad van God af wegdryf nie. Mag die Here vir ons help daarmee. Mag hy vir u seën en vir u vashou. Hemelvader, ons eer u daarvoor vanmôre. Ek bid dat u vir ons kom krag gee, dat u vir ons kom bystaan en dat ons opstaan en opnuut die pad van Jesus Christus sal staan. Here, weerhou ons oor daarvan, weerhou ons ore daarvan om te luister na valse leringe. Here, as ek na Paulus se hart kyk en sien hoe bekommerd hy was oor die gemeente, dan was dit nie verniet gewees nie. As ons kyk in die tyd waarin ons leef,
wat in die omgang is, dan is dit nie verniet nie. Here, help vir ons. Ek bid dit vanmôre van U en ek pleit dit by U en ek vra dit in Jesus se naam.